dan? Is dit hy dan? Dankie dat baie dankie. He has done. Nee, as my kind. As hy ons kan maar vas, as my kind. Prediker 10 vers 4 sê die volgende. As die toren van die heerser oor jou opkom, verlaat nie jou pos nie, want kalmte of bedaardheid voorkom groot voldoening. Sê vir iemand, hy gaan praat oor van 'n pos. As hy vir die ander, hy gaan praat oor van 'n pos. Die Here sê in sy voorgelese woord, Vader, ons eer U, ons loof U. U woord is heilig en werd om ten volle aangeneem te word. Daarom vra ons dat U die wissel sal heilig. Dankie dat elke woord uit U mond sal kom. Dankie dat die vuurkrag van die Here mense sal verteer, mense sal optel, mense sal increase, mense sal elevate, en ons sal vat van krag tot krag, van sterkte tot sterkte, uit een oorwinning en binne in 'n nuwe oorwinning. Ons eer U vir die volheid van die woord. Die woord leer my dat die woord sal nooit ledig terugkeer nie. Daarom vra ons dat U dit sal volbring in die naam van die Seun Jesus Christus. Met baie danksegging. Amen en amen. Julle mag maar sit vir 'n oomblik, familie. Familie, ek wil net julle met julle aandag veg op die tema van 'n pos. Sê vir iemand, van 'n pos. Van 'n pos. Amen. Ek gaan nie klop aan 'n goed sê, ek wil net hê julle moet duidelik onthou die skrif en die tema van 'n pos. Daar is 'n verskil tussen 'n titel en 'n posisie. 'n Titel gee erkenning, 'n posisie gee verantwoordelikheid. Die Hebreëse woord en betekenis vir die woord pos is plek, posisie, staanplek, aangewyste plek en 'n God gegeede vesting. God soek in hierdie plek nie net mense wat titels dra nie, maar in hierdie tyd soek hy mense wat getrouheid kan bewys. Getrouheid word nie gekoppel aan 'n titel nie. Kom ek verduidelik dit vinnig. Ek hoef nie 'n titel te hê om getrou te wees. Wat beteken? Ek hoef nie die diaken te wees nie. As ek getrou is, sal ek die werk van 'n diaken doen. Ek hoef nie 'n evangelist te wees nie. Maar as ek getrou is aan die Here wat my geroep het, sal ek die werk doen van 'n evangelist. Ek hoef nie geërken te word nie. Die verantwoordelikheid van my getrouheid nadat ek erken word. Sê van iemand, getrouheid. Word gekoppel. Halleluja. Aan 'n posisie. Sê van iemand, ek kan 'n titel hê, maar ek kan net van 'n pos af wees. Sê van iemand, ek kan 'n titel hê, maar ek kan van 'n pos af wees. Maar as ek getrou is, word my posisie gekoppel. Give me kans. Oh, getrouheid word nie altyd beloon in publiek nie. Getrouheid word nie altyd in publiek geërken nie. Maar wanneer die tyd kom, sê die Bybel, sodra die jaar wissel, Hanna, Penina was heeltyd in die titel van moeder. Sy was heeltyd in die titel van 'n moeder. Maar toe die jaar dryf vir Hanna, die Bybel sê die wissel van die jaar het God 'n pos bevestig. Iemand sê van 'n pos. Die feit dat Penina geboorte gegee het nie die liefde van Elkana gewys nie, maar toe die Here die lot van Penina verander, die Bybel sê en Elkana was innig lief. Sy het die kinders gehad nie, maar sy was getrou aan 'n man. Sy het getrouheid bring kinders.
ouens, dis eerwaarde, hoog eerwaarde, dokter apostel, stam apostel, maar daar is geen vrug van getrouheid. Daar is geen vrug van getrouheid. Sê vir man, Here, help my. Die ou mense het nie gesê, gee my kan. Die ou mense het nie gesê, gee my huisie. Hulle het gesê, hou my trou. Here Jesus, hou my trou. Dat is wat ek bestry om te hou. Hou my trou. Vandag, as op baie skans te monete getrou het, vandag se keer, 'n seun kan jy opbring, en wanneer die Here hom optel, en hy kry die erkenning, dat die Here hom gegee het, die eerste vermaning, dan begin die sy eie kerk sommer langs in die kerk, maar hy is die erkenning gekry het, hy is getrouwd op die plek. Sê vir iemand, ek soek liever getrouwd, as wat ek 'n titel soek. 'n titel soek. Ourie, as ek afvraag, hoe lang is die hele oefening? Precies hier. 8 jaar was jou proef. Is daar nie 'n example van getrouheid? Maar apostel, kry mens nog sulke mense? Kry mens nog sulke mense? Hoe lang kom jy nou al? Sê vir iemand, hou jou titel, gee my getrouheid, gee my getrouheid. Hou jou titel, gee my kans aan my leer. Ek weet nie, ek het nie gestaan in sin nie, maar my stem is even nog gewees. Die eerste example wat ons gaan kry is in Rigters, hoofstuk 11. Die man met die naam van Jafta, hy was verwerp, omdat hy die seun was van 'n hoer. Die Bybel sê nie Jafta was 'n hoer. Hy was die seun van 'n hoer. En as gevolg van die feit dat hy die seun van 'n hoer was hy verwerp. Kan ek die van die kerk van die Here sê, het is in jou skuld dat jy in die omstandighede gekom het hier. Bly getrou met die Here man. As in jou skuld nie, bly getrou. Soms sy broers hom uit van die rede dat hy nie kan deel uitmaak van die erfporsie wat hulle pa van hulle gegee het nie. Hulle kan jou maar uitsit die feit dat jou pa se DNA in jou DNA is, sê die Here weet wat na jou toe kom. Ja, hulle sal hoef jy nie te herken nie. Hulle hoef jy nie te sê my broer nie. Die Here ken die waarheid en die waarheid sal ons hulle vat sy titel as 'n seun weg, maar hy is getrou in sy pos. Sy titel word van hom weggeneem, maar hy is nog altyd in sy pos. Bly in jou pos. Die mense wat hom afgeskryf het, die mense wat hom uitgesit het, as die selfde mense wat jou gekom. Moet hulle nie blokkies as die Bianca. Moet hulle nie blokkie. Moet nie ook nome verander nie. Want hulle gaan soek. Sê iemand hulle gaan soek. Soek. Hy bly in sy pos. Jesus. En terwyl sy titel van seenskap gevat was, sy erfdeel van hom ontneel was, sien God sy getrouheid. God sien sy getrouheid. En God sit 'n dubbele herstelling op hom. Sê vir my 'n dubbele herstelling. 'n Dubbele herstelling. Laat hulle nog voor het hardloop. Hulle het 'n seatbeltportion. Hulle het 1 portion. Die Here van my langer, maar hy het 'n dubbele ding. Wat hulle doen.
vas. Dat is wat Paulus sê, jy moet staan vas. Onbevlugtig, altyd deur oorvloedig. Altyd deur Hy word nie erken as 'n seun nie. Hy word liewer erken as 'n kind. Hulle vat jou regte tyd van jou weg. Dan gee hulle 'n valse tyd. Ja, maar bly in jou pos. Sê vir iemand, ek staan vas, ek staan vas in my pos. Eers op 'n tyd was jy diep hand van die Here. Toe trek hulle van jou kerk uit, toe sê hulle, "Ai jong, hulle vat jou tyd hulle weg." Maar bly jy getrou. Eers op 'n tyd, toe sê hulle, "Dis my broer, tot die dood toe man. Ons gaan samen gaan staan, totdat hulle geëleverd was. En jy nie meer kan of die is nie." Sê vir iemand, my posisie is zwaarder as my titel. Is zwaarder as my titel. Sê, vat my titel, los my posisie. Los my posisie. Ons tweede example. Dankie mense, dankie man van die Here, 'n dubbele porsie vir u, 'n dubbele porsie vir u. Ons tweede example is 'n Job vanaf hoofstuk 1 tot hoofstuk 42. Job het die grootste verlies wat recorded was in die Bybel. Hy verloor sy kinders. Hy verloor sy rykdom. Hy verloor sy besittings. Kom ek sê so, sy titel is daarmee. Sy vrou kom te by hom en sy vrou sê vir hom, "Jy man, Job man, jy vervloekie Here en sterwe, van jou gaan ek niks meer kom." Job sê, "Vat my huis, vat my kinders, vat my goedere, ek staan vas in die roep. Waar die Here op my geroep het, my posisie word nie bepaald, my kinders nie, my posisie word nie bepaald, die rykdom nie, my posisie word nie bepaald, die my besittings nie, ek staan vas, ek staan vas. Hy het sy huis verloor, hy het sy kinders verloor, hy het sy besittings verloor, hy het sy vrou verloor, maar hy het sy posisie behou. Die belangrikste is, hy het sy posisie in die Here gebehou. Hy maak hierdie verklaring, hy sê die woorde, hy sê, "En ek weet, my, nie joune nie my vrou sy nie, my verlosser, lewe in hy sit in sy posisie, hy sê, die Here het gegee, en die Here het gebeur, sy posisie geloof, die naam van die Here, sal ek die Here met herken in die goeie, en sy beeskenigheid, sal die Here herken, sê iemand van jou pos, sê, ek sal, en God gee vir Job 'n dubbele herstelling. Die Bybel sê hy het kinders gehad, maar hy die mooiste was hy sulke mooi dogters. As die Here jou herstel, dan gee hy nie net beter nie, hy gee mooier, hy gee vinniger, hy gee groter, hy gee dieper. So die jou posisie. Tegen 15 minuten oor. Jesus. In die Nuwe Testament voorbeeld, en dan gaan ek weer saamvat, as 'n profetes met die naam van Anna. Sy word hier redig geërken. Jy sal vir haar kry in Lukas 2, vers 36 tot 38. Die Bybel sê, toe sy trou, was sy jong. Ja, sy was jong. En as 'n jong vrou raak sy 'n jong weduwee. Alsoos my moeder en my vader my verlaat,
Hy sal my aanneem. Die vrou verloor haar man as 'n jong vrou en sy's 'n jong weduwee. Kyk nie wat gebeur. Waar vroue hulle manne verloor, dan gaan hulle in 'n pakte of hulle raak los. Die Bybel sê toe gaan vind sy haar plek in die tempel van die Here. Sy het nie meer man nie, maar sy is op haar plek. Iemand sê sy het nie meer man nie, maar sy is op haar pos. Die Bybel sê die vrou is dag en nacht in vasting en gebede. Terwyl daar manne van die Here ook was, maar was haar vrou wat haar plek in die Here gevind het. Julle sê echt wat die Here. Toe Joseph en Maria by haar kom, sonder die manne van God in die teenwoordigheid is, sy so op 'n plek dat sy sê, "Hier is die Messias." Die vrou vat 'n plek wat 'n man se plek veronderstel was om die Messias te erken sy. Die plek sê, en sy was 84, beteken sy was ver in haar jare. En dan is haar oud en sy het op die plek is, sien jy sonder oor. As jy op die plek is, hoor jy sonder te gehoor. As jy op die plek is, sien jy jou gees. Sê vir my, dat ek die oor nodig hier. En dat die oor nodig hier, met my posisie aan hier. Posisie in die Here. Posisie in die Here. Posisie in die Here. Apostel gaan verkeerd tussen my om heel dit examples te gee van mense in die Bybel wat op hulle plek was. Ek kan ook vir julle 3 examples gee. Ek wil net lees jou 1 example gee van iemand wat van die apostel is. Die Bybel praat net nie lekker goed in die Bybel nie. Die woord en die volheid daarvan. Net so stukkie. Daar is 'n ou in 1 Samuel 13 wat die koning was. En die Bybel sê hy raak verwant in sy koningskap. Hy raak verwant in sy koningskap. As die Here jou optel, bly gegrond in jou posisie. As die Here jou 'n stap gee, bly gegrond in jou posisie. Moenie dat jy jou hoog optel en dan sê jy ek worry nie meer met die mense wat die laag is nie. As die laagte wat jou vat, as het nie van die laagte was nie, hoe kom sê David, though I go to the valley of the shadow, I will fear, but my positie is hier. Sê vir iemand, jou positie is heel belangrijk. So hy sy titel was hy sy koning. Maar die Bybel sê, God kom na Samuel toe en God sê vir Samuel, ek gaan hy jong verweer. Hy is in 'n posisie, hy is van 'n pos. Kan ek die huis toe bring? Kan ek die huis toe bring? Ons kan nog evangelis noem. Is hy evangelis? Of is hy al ewig lus? Sê vir iemand, ek verseker in jou tyd, ek verseker in jou posisie. Kom nou kerk van die Here, as ons die waarheid, jou tyd bevestig jou posisie. En jou posisie bring jou titels. Hy sê ek het aan koning verweer. Hy sê ek gee jou nou opdrag om na die huis van Jesse toe te gaan. Hier is 'n koning met 'n titel van 'n apostel. Hier is 'n jong man op 'n pos sonder 'n titel. Ja, wyse versa. Kan ek dit weer sê? Hier is 'n koning met 'n titel van 'n apostel. Hier is 'n jong man op 'n pos sonder. Sê Here, help my dat ek op my pos is. As ek 'n titel het. En as ek 'n titel het, hou my getrou in my posisie. Hou my geanker. Die Bybel sê, ek het 'n anker. Want ek was aan hom.
Sê vir iemand, moenie verwaand raak in jou titel nie. Want ongehoorsaamheid bevestig. Dit is van die pos af. Toe jy na die Here toe kom, het ons nie nodig gehad om jou te bel om die kerk reg te maak. As ons by die kerk gekom het, was die muziek op. Die vloer was er. Alles was in plek. Nou het jy titel. Nou moet jy wakker bel. Jy vir alles as die klank kan op. Jy vir alles as die mense gaan hou. Sê iemand, die Here moet my help om te bly. Op my posisie. Wat so mooi is van die woord pos, familie, is wanneer hulle 'n werk adverteer, dan sê hulle daar is 'n pos vakant. Daar is 'n pos vakant. En dan sê hulle wat is die vereistes van die pos. Nou kry hulle die kandidaat wat aan die vereistes voldoen. Dan sit hulle die persoon in 'n pos. Wanneer die persoon aangestel word, dan gee hulle 'n titel. Die kerk so eerste 'n titel. As die orde nie verkeerd nie. Hoe is die orde? Ons moet eers die posisie in jou kry. Jy moet sommer lyk soos 'n diaken. Jy aantrek soos 'n diaken. Jy praat soos 'n diaken. Jy optree. Halleluja! Zodat ons kan sien, het sy alle kwaliteite. Paulus sê, as jy aan die opsien is ambt, verlang moet jy 'n man, dan gee die hele description. Ons maak nou die tyd aanpas by die persoon. Sê die Here moet my help om te bly. Hoe sê jy? Ja. Hier broertje, na my toe kom, my mense byk hoe lang hulle was. Dis lang hulle geroep. Ons weet jy is geroep. Maar die Hemel kan jy nie erken nie. Want jy is dan. Die Hemel herken niemand wat gegrond is. Die Bybel sê in die aarde wag reikhalsig. Die aarde wag reikhalsig. Vir posvangende mense wat aan hulle posisie. 5 minute oor is 22. Die Here het my gestuur om vir iemand te sê, vang jou pos met integriteit. Bedien in die getrouheid van die Here. Wanneer God jou plaas, ken geen mens jou verplaas. Kan ek het wees? Wanneer God jou plaas, kan geen mens jou verplaas. Wanneer God jou bevestig, kan geen mens jou aggie. Daar sit er van ons, wat die echt aantrek. Ons wil op in die voorste stoele heen. As hy jou my geleentheid gee, uit sy kracht, dan sal hy my bevestig. Verstaan die apostel, hoe kom ek gesê dat nie van die Here gehoor, wat ek het vir jy gesê, ek voldoen nie aan die kloontjie vandag. As my kinders, my geestelike kinders nou, die video gaan kyk, gaan hulle sê, het pa met tekens gepreek. Vra my vrou, hulle gaan sê, ek kan nie wie sê, because by ons, laat ek jou nie eens toe met secret soms nie. Want dan het jy na die heiligdom toe kom. A peculiar people, a royal priesthood. Jy kan nie na die kerk toe kom, maar jy is soos 'n sportman, halleluja. Jy is aan 'n man in 'n plek, halleluja. Jy moet lyk asof jy die Here verteenwoordig in die aarde. En nog beter, as jou mond oopmaak, moet die Here se lofliedere. Is op my pos. Ek is op my pos. Ek het sy worry oor baie goed, maar
ek is op my pos. Ek weet jy waar die morgen gebied nie om op my post te wees, maar ek is op my pos. Ek hoef nie op my post te wees. Maar hoef my ook nie te ken nie. My positie sal my bevestig. My positie sal my bevestig. Minuut en 'n half oor is ek klaar. Iemand wat nie met tyd kan week nie, hy nie vertrou in iets anders nie. Jy weet as jy nie met tyd kan week, is ek geld ook hier gaan. Ek het nou eendag, nou in die week, sê ek op my Facebook post, en jy toe sê, I'm to blame for where I am. I took full responsibility for where I am. Wat ek het, as het gevolg van die keuse wat ek gemaakt het, weten of onweten. Maar die Here het my posisie en hom bevestig. Ek kan alles van my wegvat, maar as my posisie en hom bevestig is, kan dit niks. Ek het eers oor die skrif gepraat, ek praat net oor die titel. En ek begin, want die skrif sê die woord, hy sê, as toren van die heerser. Meaning, as jy die tyd wat het lekker gaan met jou en jou pastorie, as wanneer jou pastoor jou aanspreek, moet jy nie jou pos verlaat nie. Ja. Of jou pastoor reg is, en of hy verkeerd is, sy moet jou plek in die Here. Nie maar paas jy loop, paas as jy reg, die apostel kan ons nie so maak, die apostel het al gesê, ek as die prediker, en hy sal na toe besluit, die man van God, alles, ek kan nie meer so geondermyn word, die klif sê, en hy ding moet jy die op ons verlaat, en hy ding. Nie wanneer sy geleete kry nie wanneer sy herken word nie, is wanneer niemand jou dobbel, in die donker kom, en jy kan nie sonde doen en wegkom aan nie. Die Bybel praat van een tyd, as jy nie op ons verlaat. Jy kan wegkom aan nie. Jy kan survive. En die Bybel sê, tyd, moet jy nie op ons verlaat. Ek spreek ons kinders aan. Ons oudste mense kan raak, hoe 25 jaar. Sê, ek nou die December maak nie kom. Maar spreek ek haar aan, dan kan ek sien, sy gee my op, nou. Julle kyk my kinders. En as sy vir haar lekker my eten toe, dan sê, maak vir jou en vir my en jou ma met die koffie. Ek weet sy daarop geruk, maar dan toets ek haar. Sommige keer maak jy Here met ons op, so jy het jou opgeruk. Maar dan kyk jy of jy nog in jou plek is. Hy sê, julle wat sonde het, wat weet wat goed is vir julle kinders, moet jy meer ek wat nie sonde het nie. Sommige kere los die Here jou in die verdrukking. Nie omdat hy jou wil vernietig, maar om te kyk wat jou pos gaan doen. Ja. Die toets van die pos, is die wat het in die geld doen. En wat het voorspoedig gaan met jou nie. Die geld en die voorspoed is as gevolg van die feit dat jy op jou ons soek die goed. Ons soek alle goed. Maar die goed is as gevolg van ek wat in my plek is. Nou sê ek in my plek, en bevestig die Here dit in die aarde. En in die kop is. En nooit die sterk nie. Bly getrou gelowiges. En as jy ook op jou plek is, jy roep die Here jou vandag terug. Jou plek. Vandag, ek weet nie hoe jy nie kan hoor nie, maar vandag sy gelowiges doen kwaad aan jou aan. En dan môre as hulle opstaan, dan moet jy net bly wees hulle dien met die Here. Hulle kom maak jy reg, hulle jy moet net bly wees hulle dien met die Here. Maar ek weet verantwoordelike mense wat verantwoordelikheid vat op hulle en getrouheid vat. Kom sê, die ding wat ek gedoen het aan jou mense. Ek wil nie met my vergewe, sodat die Here my weer kan bevestig. En waar? Aan my posisie. Aan my posisie. Aan my posisie. Aan my posisie. Die ding, dis 'n verskil tussen titels en posisie. Dit as 'n onderswoord. Is, jy kan van die een titel gaan, tot in die ander titel en erkenning kry. Maar die ding met jou pos is,
Hy develop saam met jou. So jou titel mag miskien op jou skouer sit, maar jou posisie is persoonlik. Kan ek dit afbreek? Joseph se broers verkoop met hulle vertel 'n storie. Sy eerste mantel word van hom afgevat. Hulle gaan vertel 'n leuen met evidence. Wat sy posisie. Hy het gesê, ek sien hoe sak julle voor met die droom, sê, julle sak. So die tweede keer, toe sy mantel van hom afgevat is, toe sy al 'n ervare per, weet wat hulle titels van. Maar toe hy daarin kom, toe die dubbele pols. Iemand sê dubbele pols. Bly in jou posisie. Bly in jou posisie. Elisa sê vir Elia, of Elia vraag Elisa, wat wil jy hê van my? Hy sê, meester, ek soek net 'n dubbele. Hoor wat sê hy? Hy sê nie vir hom, jy moet A-been sien, hy sê vir hom, as jy in 'n posisie is, dan geen naby my. Dan sal jy kry. Die Bybel sê, toe God Elia kom haal, toe die mantel so sak, toe vat Elisa die mantel, en omdat hy kwaad is, laat op die watersman. En die ander mense sê, as die ook kan nie 'n profeet sien, maar sê vir iemand, ek so 2 van hy goed man. Ek is in die plek. Die mooiste van iemand wat in sy posisie is, ons hoef nie te train nie. Ons hoef nie op te lei nie. Jy weet wat van jou verwag word. En jou verantwoordelikheid van waar jy is. Hoe kan los nie dan my nie? Hoe kan los nie? Jy moet my losmaak man. David van brood vir sy broers. David van brood vir sy broers. Sy broers was by sy onderwijzer. Sy broers was daar. Toe die Here gepraat het, hulle kon vra vir hom, wat kom maak hy nie so? Hulle weet as David se psalm, die is David se, hulle weet het. Hulle weet die is met David se geleentheid. Om te sy, hulle sê, jy moet teruggaan, man, ek weet nie kom, my pa vir hulle het gehoor, die profeet sê, die sê op volgende kom. Hulle weet jy so. Hulle weet is jou geleentheid. Hulle weet jy is die kandidaat. Maar hulle sal nie aanbeveel nie. Want as hulle posisie ingeneem. Hulle weet is jou deurbraak. Is jou deurbraak. David sê so, koning, o koning, ek sal jou man vat. Ek was in die veld, toe daar 'n leeu gekom. En ek het hy leeu aangevat. En net so het daar 'n beer gekom. En hy het ook nie survive. Hy sê, ek het 'n trek record. Die Bybel sê, en sy opvolging is 'n getrainde, hy is 'n getrainde vegsman, die Filistyn, hy is opgeleid. Hulle trek van my hand en hy sê, nee, die sê, ek man, die is jou posisie man, so man, los my. Hy vraag, die opponent vraag, kom jy na my toe? Dat die klippies. Ek sê, hoor die man, maar wat sê daar, ek as blij het het self gesê, jou onbesnijde Filistyn. Sommige kere moet jy die enemy in sy oor kyk en dan moet jy vir hom sy naam noem wat hy nie wil hoor, jou onbesnijde. Jy moet hom in sy oor kyk en hom sê ek kom na jou toe aan die naam van die Here Jesus. Want hy posisieer die Here. Ek kan miskien nie met 'n smissie, maar die Here het toe gegee. Met 'n slinger en ek het hom geweer. Ons het ons doet ja, daar het 5 knoppies op. Uit die antwoord nodig gehad en net 1. Sê vir my, die posisie is meer krachtiger as 'n onbesnede Filistyn. Here, daai is 'n Facebook status. My posisie
as die gewig van Goliat. My posisie aan zwaarder aan. Kijk nie, die posisie nog gewig is so belangrijk. Dat God komt naar Nebukadnezar toe en sê, ou Nebo, ja, anders in die muur. Hy sê, ek het jou op die skaal geplaas. Met al jou rijkdom. En ek het bevind in jou posisie wat jy dan is. Hy is so met gewig te doen, dat die Bijbel sê, en die kaf van die koning skei jy met die wind. Die gewig af. Hulle vraag hom, die onkring en die dinge so groei saam. Hoe moet ons maar, hy sê, dat ons saam groei. Gewig bepaal. Apostel, ek sê aan my vrou, ek wil nie die grootste kerk in die Kaap hê nie. Maar as die Here my net gewig draas kan gee, mense wat die gewig kan dra, mense wat die plek kan hou as die apostel die daar is, mense wat die plek by mekaar kan hou en die orde kan hou as die watchman en die watchwoman die daar is, mense in hulle plek. Dis al wat ek soek. Jesus het net 12 gehad, en met die 12 het die hele ver in die wereld gestaan. Maar hulle was in hulle. Agrippa sê vir Paulus, Here man, jy is so zwaar in jou posisie, dat jy my aanbevind. Mevrouw van genoeg dat ik afsluit. Die Here my gestuur of iemand te sê, vang jou pos. Vat jou verantwoordelikheid. Jou vrou nog sê, die kent wat ek kan sê, jy, my leier het my verantwoordelikheid gegeven. Ek het een verantwoordelikheid teenoor my leier. Want hy is my heerser. As die toning van die heerser. As vir my so snaaks, as ek weer toe gaan en hy alarm gaan af, apostel af, kleeuws krijg, weet jy op. Want ons wil jy honing krijg nie. Maar as het dan hoor is soos die is, en stom soos so. Want ons krijg ons nie salaris by apostel nie. Sê vir iemand, Here, help my. Kan ek saam met iemand bid wat sê, die Here het my teruggeroep na my post. As het al net apostel, sê iemand kan bid. As daar mense in die gehoor, sal met die Here gepraat het. U kan net voor toe kom, u kom net voor toe. Sê Here, bevestig my net in my posisie. U kom net voor toe.